Baie welkom by ons uitsending. Ek is Joseph François Oberholzer van die Ministry of Reconciliation, South Africa, en ons is gevestig hier in Viliersdorp in die Wes-Kaap. Ons is in die proses om dan ook Paasfees te vier, die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus, wie Here is en Here van my lewe is, en ek glo omdat jy ook vandag hier kyk, is hy ook die Here van jou lewe. Kom ons leef dit, deur dit te doen, te sê en uit te leef. Laat Jesus sigbaar wees in en deur ons. Prys die Here. Ons skriflesing is uit Johannes 13 en ons lees daarvan van vers 31 af, waar die opskrifie sê 'n nuwe opdrag. Nadat Judas uitgegaan het, vers 31, nadat Judas uitgegaan het, het Jesus gesê, nou is die Seun van die mens verheerlik en God is deur hom verheerlik. As God deur hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, in die Engels sê dit so mooi, my little children, my kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Julle sal my soek, maar soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waarheen ek gaan, kan julle nie gaan nie. Vers 34, ons teksversie. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Agape. In die Grieks beteken dit 'n liefdesfees. Wow, 'n liefdesfees. Julle moet mekaar lief hê met 'n liefdesfees. Dis 'n gee liefde, dis 'n doen liefde. Ag, dis om uit jou pad uit te gaan om ander te help liefde. Dit is 'n Jesus liefde. Soos wat hy dit hier op aarde gedoen het, so moet ons mekaar lief hê. Jesus het geluister. Hy het gedoen. Hy het daadwerklik opgetree. Sy woorde en beloftes was nie maar net bloot leë beloftes nie. Elkeen van dit het al in vervulling gekom. Prys die Here. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. As ek my broer haat, dan het ek nie lief nie. Dan is daar ook nie vir my plek in die hemel saam met Jesus nie. Dan kan ek ook nie die nuwe Jerusalem en die nuwe aarde as erfdeel ontvang nie. Want ek het dan nie my boetie lief nie, of my sussie lief nie, of ek haat iemand. En weet u, die ironie van alles is, baie keer raak ons so kwaad vir mense, en ons werk onsself so op, en die persoon of persone vir wie ons kwaad is, weet dit nie eers nie. Want ons lewe nie met die liefde wat Jesus vir ons gee nie, daai agape liefde, 'n liefdesfees. Hoor gou. In Johannes 13 vers 34 gee Jesus 'n nuwe opdrag aan sy disippels. Hulle moet mekaar lief hê, net soos hy, dit is Jesus, hulle lief gehad het. Die nuwe aspek lê in die standaard, opofferende, onvoorwaardelike liefde, tot in die dood, wat dien as die kenmerk van Jesus se ware volgelinge. Dit is 'n praktiese, sigbare liefde. Jy weet dat baie klippe word opgetel en my gegooi oor die manier en die dink van my ministry werk. Ek kan nie 'n klip optel en teruggooi nie. Want boetie en sussie, jy wat die eerste klip optel en my gooi en my aanval, vir jou het ek lief.
met die liefde van Jesus Christus. Kom ons kyk na enkele belangrike aspekte van Johannes 13 vers 34. Jesus sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Hoewel liefde vir die naaste reeds in die Ou Testament gebied is, maak Jesus die maatstaf nuut. Liefde gebaseer op sy eie opofferende liefde. Liefde gebaseer op sy eie optrede en offer. Jesus Christus is die perfekte brandoffer. Onthou julle hoe die Israeliete in die woestyn offers moet bring, waar hulle diere geoffer het. Ons hoef dit nie vandag mee te doen nie, want Jesus is ons perfekte brandoffer. Ons hoef nie meer diere te offer om vergifnis van ons sonde te ontvang nie. Nee, Jesus het die prys aan die kruis daarvoor betaal. Ons moet net vir Jesus ontvang in ons harte. Ons moet net daai ou sondes bely en vir die Here sê, ek is skuldig, ek is 'n sondaar. Here, vergewe my. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, die Here is getrou en regverdig. Hy sal jou daardie sondes vergewe en nooit ooit weer daaraan dink nie. Hebreërs 13:5. Nooit ooit, is daarom 'n verskriklike lang tyd. Die Here sal nie weer aan dit dink nie. Dis die nuwe gebod. Die maatstaf, soos ek julle liefhet. Dit beteken om lief te hê sonder voorwaardes, selfs tot die punt van selfopoffering, verwysend na Jesus se kruisdood. Dit is 'n aktiewe, dienende liefde, geïllustreer deur die voetewassing net voor hierdie opdrag. Net voordat Jesus die opdrag vir hulle gegee het, julle moet mekaar lief hê, het Jesus sy disippels se voete gewas. Wat 'n pragtige openbaring van opofferende liefde. Identiteit van die disippels. Hierdie onderlinge liefde is die sigbare bewys aan die wêreld dat iemand 'n volgeling van Jesus Christus is. Jy word geïdentifiseer met Jesus. Jou lewe en jou optrede is 'n spieelbeeld van Jesus se. Kry ons dit elke dag reg? Ek weet nie van jou nie, maar ek val dikwels. Maar ek kan onmiddellik terugkeer na die liefde van Jesus vir my en net na die Vader toe gaan en vir die Here sê, Here, ek is jammer, ek het gesondig, vergewe my. Want Jesus het nie verniet hierdie offer aan die kruis gebring vir my en vir jou nie. Laat dit hierdie Paasfees en Paasfeesvieringe baie duidelik na vore kom. Jesus se offer is nie pure verniet nie. Hy het dit gedoen ter wille van jou en van my, sodat God ons Vader homself met ons kom versoen het. So lees 2 Korintiërs 5, daar rondom vers 18 tot 21, gaan lees dit gerus. Ons word geïdentifiseer as disippels van Jesus, navolgers van Jesus, en ons lewe wys dit deur die liefde wat ons uitstraal. Hoe kan ons dit prakties toepas? Dit gaan oor dade, nie net woorde nie, en sluit in om mense te vergewe, om ander te dien, selfs wanneer hulle faal. Die disippels het vir Jesus gevra om hulle te leer om te bid. En toe leer hy hulle die Ons Vader. Hoe begin dit? Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook hier op aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef, hoor gou, en vergeef ons skulde,
soos ons ander vergewe. Dit is liefde. En dit is Jesus liefde. Here, help ons om lief te hê, soos Jesus liefde is en liefhet. Dankie daarvoor, in Jesus se naam. Tot volgende keer, wees lief vir mekaar. Begin sommer daar in jou gesin. Wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou man, wees lief vir julle kinders. Doen saam Bybelstudie elke dag. Ag, vat net die woord van die Here, maak dit oop en lees dan net 'n versie en bid saam. Ek en my gesin doen dit nou al vir jare, elke oggend en elke aand. Ons begin die dag saam met Jesus en ons eindig die dag saam met Jesus. En ons sien uit na die volgende môre, die volgende dag, want Jesus se liefde verander nooit nie. Dit is altyd dieselfde. God is liefde. Tot volgende keer. Dit is heerlik om met jou te gesels. Loof die Here. As die Here dit oor jou hart bring en die Heilige Gees werk in en deur jou, asseblief deel hierdie ou boodskapietjie ook met ander. So deel ons die liefde van Jesus. Dankie daarvoor. Tot volgende keer. Ja, amen.